Vriende, ons het vir julle die skrifgedeelte uitgestuur in die week, Genesis 32 vers 1 tot 30, die verhaal van Jakob, wat een van die, ek weet nie mooi om het te sê nie, een van die twyfelagtige kinders van die Here was, wat ongelooflike guns in sy oë gehad het. Jakob was 'n bedrieër. Jakob het sy boetie se hakskeen vasgehou toe hy gebore is. Hy het hom bedrieg uit sy eergeboorte reg uit, wat in daai tyd 'n groot ding was. Dit was 'n erfgenaam. Hy het 'n baie groot voorreg gehad om 'n eersgeborene te wees. Jakob het hom bedrieg uit dit alles uit, en Jakob het maar hierdie karaktertrek waarmee hy seker baie gesukkel het, maar saam met hom gedra deur die hele lewe. En toe het hy op 'n stadium toe hy Esau se eersgeboortereg by hom ontneem met die potlensiesop, julle kan dit vroeër gaan lees, het hy was daar kwai vriendskap tussen hulle, en omdat Jakob nou maar 'n bietjie agterbaks was hy nou maar altyd bang vir 'n bietjie wraak van Esau se kant af, en het hom maar 'n bietjie net een kant toe geskryf, nie met hom kontak gehad nie. En toe op 'n stadium toe kom daar 'n herontmoeting. Toe reël hulle nou dat hulle twee mekaar weer sal sien na baie jare wat hulle mekaar glad nie gesien het nie. En natuurlik was ou Jakob so gespanne dat hy iets kon oorkom oor hierdie broer van hom, wat hy het vir homself gesê, hierdie ou gaan my doodmaak, want ek het hom letterlik gerob van alles wat belangrik is in sy lewe. En die gedeelte wat ek vir julle gestuur het, gaan nou waar hulle nou op die punt staan om mekaar te ontmoet. En ek hoop julle het dit raak gesien, dat ou Jakob toe nou 'n paar se klomp geskenke, beeste en skape en alles bymekaar gemaak het om vir Esau te paai, want hy het nou weer die bojaan agter die bult gaan haal natuurlik met Esau, en dat ou Jakob die goed vooruit gestuur het, sodat Esau nou eers bietjie tot bedaring moet kom voordat hy hom ontmoet. Hy was natuurlik heel agter. En in die gedeelte wat ek wil net vinnig lees vandag, het hy ook die nag voor die tyd sy vrouens, Jakob sy eie vrouens, reeds oor die spruit gevat, oor die Jordaanrivier dink ek, en toe het hy teruggegaan en nog eers bietjie gaan wag aan die ander kant. Hy was regtig bitterlik bang geweest. En daar waar hy toe nou wag, het iemand, 'n tipe van 'n engel, met hom begin stoei en hom bygekom. En die gedeelte wat ek vir julle uitgestuur het om te lees, gaan juist daaroor. Vers 25 van Genesis 32, ek lees nie alles nie, sê, toe die man, dis nou die engel wat met hom stoei, agterkom dat hy Jakob nie kan wen nie, is baie interessant hierdie goed, het die man vir Jakob op die heup geslaan, sodat dit uit potjie spring, sodat hy hom kan los. En toe die man vir Jakob gesê, los my, want die dag breek, want ek weet nou nie hoekom dit gebeur daarin, is ek nou nie seker hoekom hy dit gesê het nie, maar die een wat met hom geveg het, wou weggaan van hom af, toe die dag breek. En toe vra die man vir hom, wat is jou naam? En hy sê toe Jakob, en toe verander die man sy naam na Israel toe. En Israel, interessant, die woord Israel beteken God stoeiers, of stoeiers met God. Beteken mense wat worstel met God, dit was toe sy naam. En toe sê Jakob vir hom, ek sal u nie los nie, as u my nie seën nie. Dit het my opgeval. Die arrogansie om heel nag te stoei met iemand, en hy het toe agtergekom, dis God, want God het sy naam verander, ek hoop, ek praat nie dit deur mekaar nie, en dat hy die arrogansie gehad het om vir God te sê, ek hou u vas, as u my nie seën nie, sal ek u waaragtig nie los nie. Die ding wat ek vanmôre mee wil begin, wat ek vir jou wil sê is, ek dink ons gebede is hopeloos te polite. Polite is die Afrikaanse woord beleefd, beteken jy, dit is soos wanneer jy die eerste keer jou meisie
sy ouers ontmoet, dan is jy so polite dat jy iets kan oorkom daarvan, want jy wil hê hulle moet van jou hou. Maar polite goed, beleefdheid is goed as 'n mens dit het, maar jy moet net onthou dat beleefdheid steek so 'n bietjie goed weg van jouself. Beleefdheid is soos 'n masker wat vir jou hart wegsteek vir mense. As jy beleefd, as jy polite is, dan wys jy nie alles wat jy is nie. Jy wys nie jou gruisame self vir mense nie. Dis hoekom ek altyd so gesteld is daarop. Ek sê dit vir almal, ek het vir my kinders ook gesê, moenie te vinnig trou met iemand as jy 'n jong mens is nie. Want dit vat 'n geruime tyd om mekaar te leer ken, sodanig dat jy uiteindelik die maskers laat val, en as jy trou voordat die masker geval het, dan weet jy letterlik nie met wie jy trou nie, want dit kom eers later af. En dan dink jy het 'n fout gemaak, en ek dink jy het 'n fout gemaak as jy te vinnig trou, en dan sê jy gefiks, want jy het 'n belofte voor die Here gemaak. Beleefdheid, politeness, Excuse dat ek die woorde meng, maar ek dink ons almal weet wat beteken polite, beleefd. Beleefdheid is baie sleg vir enige verhouding. Een ou het gesê dis 'n doodsvonnis vir 'n verhouding, want dit steek jou hart weg vir iemand anders. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, baie van ons doen dit met God. Ons bid polite. Ons gebruik die goeie woorde, die regte woorde, en ek kan en aan met die Here en sê net die mooi goed. Om watter rede weet die Vader alleen, maar ek wil vanmôre vir jou, en ekskuus, ek hou daarvan om reguit te wees, en baie keer trap ek op mense se tone. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy polite is in jou gebede, is jy doodgewoon stupid. Wat is die Afrikaanse woord vir stupid? Stupid. Wat sê jy? Dwaas. Dwaas, dankie man. Dit klink beter as dom, nee. Dis die rede. God ken jou binnekant beter as jouself. 1 Kronieke 28 vers 9 sê, die Here sien die Here sien elke hart en ken elke gedagte. Die woord Hebreëus vir gedagte is makashaba, wat beteken jou intensie. Met ander woorde, die Here ken jou so goed, as daai intensie by jou opkom, dan weet hy daarvan. Voordat dit jou kop bereik het vir jouself. 1 Korintiërs 8 vers 39 sê, die Here ken elke mens se binnekant. En hier is die Nuwe Testament, is van in geval jy gedink het, dis net 'n Ou Testamentiese gedagte. In Hebreërs 4 vers 13 sê die Here, voor God kan absoluut niks weggesteek word nie. Ons staan kaal gestroop, die oorspronklike woord sê kaal sonder klere, en ons is weerloos. Die oorspronklike Griekse woord sê trachelos, dis mos 'n trachee hierso. Die nek, jou nek is ontbloot as 'n vyand jou wil doodmaak, dis wat die woord beteken. Ons staan absoluut kaal en weerloos voor die een teenoor wie ons verantwoordelikheid gaan doen. Dit help nie, jy steek enige iets vir hom weg nie. Hy is soos 'n chirurg wat 'n skalpel het, wat jou kan oopvlek, wat alles binne jou sien. Hy sê die Heilige Gees bly binne jou. Jy kan van niks van hom ontslaa, hy kan niks vir hom wegsteek nie. Voor dit by jou opgekom het, weet hy daarvan. So ek hoop jy stem met my saam, as ek vir jou sê, om vir God te probeer goed wegsteek deur polite te wees in jou gebede, is doodgewoon stupid. Philip Yancey vertel van 'n vrou in sy gemeente, wat eendag in die gemeente opgestaan het, en die volgende gebid het. Sy het gesê, Here, ek het u gehaat na my verkrachting. Hoe kon u toelaat dat dit gebeur? Die hele gemeente het in doodse stilte gegaan. Almal het na hulle asem gesmak. En ek is doodseker, ons sê vir onsself, hoe kan 'n ou sulke goed vir die Here sê? Ons dink dit is net doodgewoon sonde of ongehoord. Maar
Die Here het hierdie goed geweet voordat die vrou dit gesê het. So waarom dit wegsteek? Ek weet nie of dit die kerk is, of dominees, of ander Christene, wat vir mense geleer het om so polite te bid, om wanneer jy voor die Here kom, en ek het dit al so 'n keer gehoor en dit irriteer my grensloos, as 'n mens begin bid en iemand, ek voel, wie is hierdie ou? Hy's totaal anders. Hy praat 'n ander taal, dalk is ek ook so, ek weet nie, ek met my eie sondes kan nie als raak sien nie. Dalk hoor jy dit by my ook, dan wil ek verskoning vra, want dis ongehoor, dit werk nie so nie. Dalk het julle dit geleer by mense, dat jy totaal en al verander wanneer jy bid. Maar God hou van brutale, ongeskikte eerlikheid. Eerlikheid. En dis die kenmerk van die meeste gebede in die Bybel. Ek wil nie vandag veel interpreteer nie, want ek wil net vir jou vandag wys en sê, wat sê die Bybel? Hoe die ouens in die Bybel gebid. Hoor hoe Dawid gebid. Dawid sê vir die Here, hoe lank gaan hy my nog vergeet? Hoe lank gaan hy nog van my af bly wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak? As daar nou iemand was wat bold was met die Here, is dit Job. Job sê, hoekom het ek nie by geboorte gesterf nie? Hoekom was daar 'n skoot om my op neer te sit? Sê hy vir die Here, want hy het mos nou alles verloor. En dis die goed wat in sy hart is. En Habakuk sê, Here, hoe lank moet ek nog tot hulp roep? U luister nie na my nie. Sê jy dit nou vir die almagtige Here? Maar dis die brutale eerlikheid wat normaal is in die Bybel. Normaal in die Bybel. Almal het dit so gedoen. Die volgende voorbeelde wat ek vir jou wil noem van brutale eerlikheid is Abraham. Ek gaan net so vinnig deurhardloop. Abraham in Genesis 18 wat met die Here onderhandel het oor Sodom en Gomorra, goddelose stede, en die Here het sê ek gaan hulle uitdelg, en toe kom Abraham met sy vrymoedigheid na die Here toe en hy sê, Here, wat daarvan as daar net 50 ouens is wat regverdig is? So sê die Here, dan sal ek dit nie doen nie. Toe gaan hy na 40 toe, toe gaan hy na 30 toe, gaan hy na 20 toe, soos jou kinders ook maak as hulle iets by jou wil hê. En hy druk die Here en hy druk die Here, totdat hy uiteindelik in Genesis 18 vers 32 eindig by 10. En die eerste van alles, die wonderlikste van alles, die Here het die versoek toegestaan. Hy het gesê, as daar 10 is, sal ek hulle nie verdwelg nie. Maar Abraham het opgestaan teen die Here. Moses is 'n volgende een, toe die Here vir Moses sê, vat hierdie klomp Jode deur die woestyn, bevry hulle uit Egipte, en sê, no, ek gaan dit nie doen. Hy het botweg geweier. Kammersdag gesê, ek voel nie, ek het regtig die kwaliteite om dit te doen nie. Hy het net geweier. En die Here het rustig hom oortuig, rustig vir hom geluister. Elke keer as hy 'n nuwe verskoning het die Here vir hom net reggehelp. En toe kom die goue kalf episode wat hulle daar bo op die berge is met die wet en die mense hieronder begin 'n kalf bou om te aanbid. En toe staan Moses weer op want die Here sê toe julle is so sleg, ek gaan nie saam met julle 'n tree verder trek nie. En Moses sê soos 'n stout kind, hy sê dan gaan ek nêrens nie. As u nie gaan nie, gaan ek nêrens nie. As dit my kind was, het hy waarskynlik 'n pak slaag gekry. En toe gaan hy nog verder. En Eksodus 32 vers 20 het die Here uitdruklik gesê, niemand kan van God sien en bly lewe nie. En wragtig, die derde versoek van Moses is, ek wil sien hoe lyk u. Die Here het hom nie heeltemal gewys nie, maar hy het die versoek toegestaan. Job was net so uitgesproke. Job sê in Job 21 vers 4, ek kla God aan, nie mense nie. Hy kla die Here aan. Daarom is ek so ongeduldig met die Here. Hoor jy die taal? Ek lig dit vir jou uit en ek onderstreep dit vir jou, omdat jy polite bid. Want God het Job se pyn geken. En het al hierdie lelike goed vir die Here gesê, maar die Here het hom nie gelos nie. Die Here het die pad saam met hom gestap, omdat die Here weet, dit is juis deur swaar kry, dat jou geloof groei. Na alles het die Here hom weer geseën.
Lukas 18, julle weet nou al van die weduwee wat die regter so gepes het, wat die heeltyd by hom was. Sy het hom so gepes dat hy later gesê het, ag, ek sal toch nou maar net vir hierdie vrou luister, want sy hou my nie op pes nie. En hierdie gelykenis vertel eintlik vir ons, hoe voel die Here in sy hart. En in Lukas 18 vers 7 sê die Here self daaroor, sal God dan die reg laat aan sy kinders, wat dag en nag tot hom uitroep nie. Ek het my myself gewonder, hoeveel van julle bid so? Hoeveel van ons mense is soos 'n, hoe sê mens dit? Soos 'n watse vlieg, julle ken nou nie die woord gebruik hier nie, soos 'n vlieg wat die hele tyd, jy klap hom en hy kom sit die hele tyd op jou. Wie van julle bid so? Ek is op hierdie stadium met iets in my lewe, ek wil nie daaroor praat nie, ek wil nie fokus op my sit nie, maar met iets nogal in die Engelse noem het 'n tight spot, excuse my Afrikaans vandag. En ek het die week besef, as ek hierdie goed reguit vir die Here sê, dan bring dit verligting in my binneste. Jakob in ons wandelteks, het ek nou net vir julle gelees, sê vir die Here, toe hy besef die engel is die Here, toe sê vir die Here, ek gaan u nie laat gaan, as u my nie seën nie. Wie van ons sê dit vir die Here? Wie van julle bid so vir die Here? Interessante van Jakob, wat ek net nou vir jou gesê, toe verander die Here sy naam na Israel, wat beteken God stoeier, so asof die Here vir hom wil sê, ek gee nou vir jou die reg om met my te stoei, ek maak jou 'n God stoeier. Ek soek nie jou mooi gepoleerde woorde nie, ek wil hê, jy moet met my stoei. Kolossense 4 vers 12, skryf Paulus van Epaphras, wat die sendeling was in die stad Kolosse. En hy sê daar, Epaphras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, stry altyd vir julle in sy gebede. Hy stry. Die woord stry is die Griekse agonizomai, nie dat ek slim is, ek kry als die goed op die internet, maar die woord agonizomai in Engels beteken om te fight, om te struggle. Die Engels sê ook to labor fervently. Dis wat die woord beteken wat Epaphras hier gedoen het. Dis nie 'n sagte, gepoleerde gebed wat sê, ag Here, asseblief, ek is so wurm, nee, dis heads on, dis reguit. Hy was 'n gebedstoeier vir ander gelowiges, want hy het nie opgegee nie. Hy het nie gesê, ekskuus tog Here, ek is ook hier, help my, en toe die Here nie reageer en sê, hy het nie dit gedoen nie, hy het gestoei met die Here, en dit lyk tog vir my, as ek die Bybel so sien, die meeste van die gebede in die Bybel, is mense wat hom stoei, en dit lyk tog vir my, asof die Here daarvan hou, want weet jy hoekom? Dis 'n bewys, dat jy nie opgee in die geloof nie, dat jy vashou aan die Here, omdat jy weet, dis net hy, wat kan help, daar is niemand op hierdie aarde anders nie, en daarom sal ek die Here vashou tot in lengte vandaan. Ek sal met hom stoei. En God is mal daaroor. Ek het al hoeveel keer vir julle gesê, die Here sê vir ons in Jakobus, ons geloof is so kosbaar soos goud. En dit voel vir my, sal enige iets toelaat, as ons net in geloof aan hom vashou en in ons geloof groei. Die Here hou van, Engels sê brutal honesty, die Afrikaans brutale eerlikheid. Hebreërs 4 vers 16 sê, kom ons gaan met volle vrymoedigheid na die troon van die genade God. Dit werk so, met Jesus Christus se kruis het hy, toe hy mos die dag dood is, het die voorhangsel van die tempel geskeur. En dis waarna hier verwys word. Hy het pad gemaak vir ons na God toe. En die woord vrymoedigheid, kom ons gaan met die volle vrymoedigheid na die troon toe, is die Griekse woord parisia, wat beteken
all outspoken. Ek kry hierdie goed in 'n Engelse woordeboek, totaal uitgesproke. Die woord vrymoedigheid, om met vrymoedigheid aan die troon van die Here te gaan, beteken om uitgesproke te wees. Om te sê wat op jou hart is. God sal liewer dat jy hom sê wat op jou hart is en dat jy lelike goed vir hom sê en dat jy met hom stoei, as dat jy jou rug op hom draai en sê, God het my nie lief nie, God wil my nie help nie. Ek hoop jy hoor dit vandag. Jy hoef nie mooi goed te sê as jy bid nie. Ek weet, die kerk en baie mense in die kerk het die gewoonte en baie gelowiges en baie mense wat kursusse aanbied, die gewoonte om vir jou voor te skryf dat jy sekere goed moet sê en sekere woorde moet sê. Nee, is nie waar nie. 'n Gebed kom met jou hart uit. Ek berei nooit voor as ek bid nie. Want ek wil uit my hart uit met die Here. Maar ek het op 'n stadium gedoen, is baie dominees wat dit doen, maar ek weier, want dit moet uit my hart uitkom. Want die Here sien my hart. En hy sien ook as ek toekies omdraai met my woorde. Hy is nie dom nie, hy weet dit. En jy weet wat doen dit in 'n verhouding, as jy nie eerlik is nie. Dit is goed wat jy wegsteek vir die ander ene. En 'n mens kan net soveel wegsteek. Jy hoef nie voor te gee nie. Jy hoef nie vir die Here te sê, nee, ek is so happy nie. Jy hoef nie voor te gee nie. Ek doen dit baie keer met mense. Ek sê baie keer vir mense, ek is alright, ek is gelukkig. Maar is ander goed wat daar 'n rol speel. Maar vir die Here moet jy brutaal, eerlik wees in wat jy sê. God hou van rou eerlikheid. God hou van uitgesprokenheid. Kruks is, hy weet dit. So as jy dit nie vir hom sê nie, dan steek jy doelbewus ietsie weg vir jou. En dis soos jou kind wat wegkruip, maar jy sien haar voete by die bank uitsteek. Sy dink jy sien jou nie, maar jy sien haar. Dis hoe die Here werk. Dis hoe dit met ons werk. In 'n boek wat ek nou lees en wat ons net weer 'n bietjie besoek oor hierdie preekreeks, is 'n boek van Philip Yancey, Prayer, Does It Make Any Difference? Philip Yancey is 'n joernalis wat baie deeglik goed ondersoek. Al sy boeke is so, hy ondersoek die goed en hy skryf letterlik alles, is regtig goeie materiaal. En Philip Yancey sê, gebed, ek sê dit nou in Engels gesê, ek sê dit nou net so in Afrikaans, gebed is nie polite nie, gebed is 'n stoeigeveg. Is nie polite nie, is 'n stoeigeveg met die Here. Jy moet amper moeg wees as jy klaar gebid het. Dis 'n morsige geveg met die Here. Daar's niks mooi moet wees aan dit nie. Want hy sê, dis wat hy sê, Philip Yancey sê, in a wrestling match, both parties stay engaged. Engage is een van die Engelse woorde wat ek verskriklik moeilik in Afrikaans vertaal. Want het voel vir die Afrikaanse woord van betrokke, sulke goed, sê nie regtig. Hierdie engage is meer verweefd. Dit is soos die ouens in 'n stoeigeveg. Hulle is letterlik verweef en ek het baie keer al, ek kyk nie so af en toe stoei, ek is nie mal daaroor nie, maar ek het al baie keer gewonder, hoe gaan julle uit daai greep uitkom? Is letterlik verweefd. Verskillende posisies in 'n stoeigeveg waar jy verweef is. En wat Philip Yancey sê, wat hy raak sien, hoekom hy gebed vergelei met 'n stoeigeveg, daar's altyd kontak. In rugby is daar baie keer ouens wat daar agter rondhang wat nie kontak het en die kontak is periodiek. In stoei is dit altyd so. Daar's vir geen oomblik wat die stoeiers nie met mekaar kontak het en mekaar verweef is. Dis wat die Here, en as jy niks anders hoor nie, hoor net dit vandag wat die Here vir jou wil sê. Bly vervleg met hom. Terwyl jy bid, terwyl jy sukkel en worstel met probleme. Bly vervleg met die Here, want die Here verstaan jou pyn en hy nooi jou uit om dit eerlik, sonder pretensie, net so vir hom te bid.
baie sielkundiges sê, en ek het dit weer gelees, en ek weet dit, uit ervaring ook, die skuldige, dat 'n huweliksverhouding, waar die maats nie meer beklei, en stoei, en mekaar amper te lyf gaan, is reeds in die graf. Hoor jy dit? As jy in 'n huweliksverhouding is, en dit gaan goed, niemand beklei nie, niemand verskil ooit nie, alles is dooddollies. Ek wil nie 'n vloek uitspreek oor jou huwelik nie, ek sou alsbehalwe rustig wees as ek in so 'n huwelik is. As jy nie meer beklei nie, en dit sê baie sielkundiges vir jou, is jou huwelik reeds begrawe. Maak vroeg op, sê, silence is a soul killer. Dit is. Ek ly ongelukkig aan stilstype, tot my vroukie se verdriet. Ek het dit al so 'n bietjie oorkom, dink ek al. Maar dit is nog steeds in my, en ek weet, dit maak nie net my huweliksmaat dood nie, dit maak ook vir my dood, en dieselfde met die Here. Stilstype, rugdraai, maak dood. Moenie dit doen nie. Moenie ophou stoei nie. As jou hart vol is en jou mond bly toe, dan wurg jy die lewe uit jou verhouding met die Here uit. Moenie ophou stoei nie. Moenie polite probeer wees nie. Hy wil hê jy moet met hom stoei. En ons het nou, Leroy het verlede week met dit begin, ons het daar so draad meer, ek het net nou ook van dit gesê, die van julle wat laat gekom het. En ek wil vandag vir jou weer kans gee om 'n gebed daarin te sit. En die wonderlikste van alles, ek in my eie lewe ook agtergekom, as ek my gebede uitskryf, soos dit kom, in 'n boek. Dit help net ongelooflik baie, dit bring verligting. En ek wil vandag vir jou kans gee om weer 'n briefie in daai muur te gaan sit met 'n gebed. Maar hier is my versoek wat die Here op my hart gedruk het. Maak dit vandag jou eerlikste gebed wat jy in jou lewe nog ooit gebid het. Wys vir die Here brutaal jou hart. Moenie doekies omdraai nie. Sê dit soos dit is. So as jy nou kan, vir jou so 'n geleentheid gee, gaan so 'n oomblik stil te maak, en jy het 'n blaadjie by jou, as jy nie het nie, daar is blaadjies en penne, jy sommer daar gaan staan en skryf of gaan haal. Doen dit nou, ek gee vir jou geleentheid. Skryf nou op daai blaadjie, wat jy wil, maar wees brutaal eerlik